Ek wil vandag, die Bybel sê, jy moet die mense doop, en dan moet jy hulle leer, né? Vandag het ons 'n ding om julle te leer, wat die Here so rukkie terug op my hart gelê het. Ons sit almal met probleme, is dit nie so nie? Ons almal het goed in ons lewens, wat nie altyd lekker is nie. En die Here Jesus gee vir ons 'n duidelike skrif oor dit, waar hy praat oor die berg in jou lewe, né? Ons lees van dit in Matteus 12 vers 20, Matteus 17 vers 20. Deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle 'n geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan hier vandaan daarna toe en hy sal gaan. Nee, dit is wat die Here sê wat ons moet doen met dinge. Nou hierso in Markus vertel hy dieselfde verhaal, maar hierso die disippels het hy nou die disippels voor die tyd ietsie gewys. Hy gaan in Jerusalem en hy soek vrugte by 'n vyeboom, die vyeboom dra nie vrugte nie, en hy sê hoor hierso, van niemand sal ooit weer van jou vrug eet nie. En die volgende dag toe hulle weer uit Jerusalem uitkom, sien die disippels, maar hierdie vyeboom is tot in sy wortels toe dood. En hy sê vir hulle, luister, as julle vir die berg sê, gaan en werp jy op, vat, dan sal hy dit doen. Hy het vir hulle gewys die vorige dag, luister, hier sê ek vir die boom, jy van niemand sal weer van jou vrug eet. En die volgende dag was dit so. So wat het hy vir hulle gewys? Julle moet praat met die probleme wat in ons lewens is. Die probleem is nie die berg nie. Ons almal het berge in ons lewe, ons almal het probleme, ons almal struggle partykeer baie erg. Maar die probleem is nie die berg nie, die probleem is om stilte oor die berg, om met hierdie berg te hanteer. Jesus sê nie, dink oor die berg nie. Jesus sê nie, kyk na die berg nie. Maar hy sê vir die berg, hy sê vir die berg, jy moet gaan. Praat met hom. Hoe kyk ons na die berge? Ons beskryf dit baie keer, hoe groot is die berg? Jy weet, ons kla oor die swaarheid van die berg, hierdie las wat ons moet dra, ons kla oor hom. En ons meet hoe groot is hy, en as baie keer as mense by mekaar kom, dan sit hulle almal hulle berge daar op die tafel, en iemand wil nou kyk, wie se berg is die groter as die ander een, né? Is dit nie so nie? Waar mense altyd kom en sê, luister, my berg is dit, en my probleme is so groot, en my probleme, ons meet dit, my probleme is groter as joune, en vir elkeen se probleem is op sy eie maniek vir hom die grootste. En dis wat ons doen met die probleem, en ons bespreek dit, en ons koester dit amper, maar nêrens praat ons met dit. Wat Jesus gesê het, praat met daai berg. Jou berg kan baie goed wees, dit kan siektes wees, dit kan jou huwelik wees, dit kan finansies wees, dit kan verhoudings tussen mense wees, dit kan ons kinders ook wees, wat baie van ons kinders wil net nie die Here dien nie, of ons kinders luister nie na ons nie. Dis 'n berg in jou lewe. En dan is daar seisoene wat oor jou lewe kom, seisoene wat jy nie bepaal het nie, wat jy nie gekies het nie, wat oor jou lewe kom. En dan sê die Here vir ons, luister, praat met daai berg. Jy kan hom nie skuif met stilte nie. As jy nie praat met daai berg nie, kan jy hom nie skuif nie. As jy nie opstaan en iets doen rondom daai berg nie, kan jy nie skuif nie. Jy moet geloof hê en geloof in aksie sit. Jy moet praat, die aksie, die geloof wat jy het, moet oorgaan na iets toe wat jy doen. Geloof het voete. Jesus sê nie vir jou, jy moet 'n groot geloof hê nie. Hy sê jy moet maar net 'n klein geloof hê, maar hy geloof moet lewend wees. Dit moet 'n geloof wees wat kan voete hê, wat kan begin beweeg. Al het jy so groot geloof, soos daai berg, gaan hy berg niks doen nie. As jy nie vir hom sê, gaan nie. Né? As jy nie optree teenoor 'n probleem in jou lewe nie, gaan jy niks doen nie. Maar jy moet 'n geloof hê, al is dit baie klein. Maar daai geloof van jou moet lewe hê. Dit moet iets kan doen, né?
As julle in my glo, soos die skrif sê, sal julle groter dinge as ek doen. Dis wat Jesus se eie woorde. Hy sê as julle glo in dit wat die Bybel sê oor wie Jesus is, en wat hy is, en waarvandaan hy kom, as jy net so 'n bietjie glo daaraan, dan het jy die geloof wat kan begin beweging bring. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En hierso praat hy dat ons glo dat God een woord gespreek het en hy die aarde gemaak. Ons het dit nie gesien nie, maar ons glo dit. Die bewys is daar, die aarde is daar. Hy sê laat daar lig wees en die lig is daar. Ons sien dit vandag, né? Dis die geloof wat ons moet hê. Angus Buchan in 2008 hou hy 'n menskonferens in Greytown op die plaas Shalom. En hy kry die grootste tent op baie stadium in die wêreld. Hy is so duur om op te slaan dat daai naweek die tweede keer is, maar in daai hele tent se lewe laat hy opgeslaan word. So duur is dit om te huur. Die tent alleenig dink ek is iets soos 300 ton. Wat hy tent en al sy strappings en alles bymekaar het. En hulle slaan hy tent op, hulle maak reg vir 25.000 mense, die tent kan 30.000 mense vat. En soos dit aangaan, trek hulle al oor die 60.000 mans wat geboek het. En daar's 'n probleem, die klanksysteem, en mense wat klank ken weet, is duur om dit te huur. Om hy klank in hy groot tent perfek te kry, is dit top of the range, 'n toerusting om dit te kry. En die klanke hou net by die tent op. Buite kan die tent gaan 30.000 man sit en wonder wat gaan aan. En die week, sy bestuurspan sê vir hom, Angus, dis wat dit gaan kos, 250.000 rand om klank buite kan die tent te sit. Net om te huur. En Angus sê, dan moet jy dit doen. Hy sê, maar daar is nie geld nie. Die dam is empty. En die Vrydag bel 'n boer hierso uit die Vrystaat uit, ek dink is nog van Lindley af. Hy sê vir sy kantoordame, hoor jy, ek het 'n paar skape verkoop, wil hy graag die geld vir julle skenk. Hulle gee hom die rekening en alles, en die maandag, toe die telefone piep aangaan, toe hy 250.000 rand inbetaal. Maar sy geloof in die God wat hy ken, het hom deurgetrek. Hy het geweet presies wie Jesus is. Hy het geweet, as ek in die Here vertrou, hy sal 'n weg vir my maak. Ek hoef nie te worry nie. Ek staan op my geloof. Ek sê vir die mense, hier dit. Hy sê vir die mense, hier hy goed. En dat dit kom. Wat gaan help 30.000 mense is daar om die woord van die Here te hoor. En 30.000 gaan dit nie eens hoor nie. Dit is nie wat die Here wil hê nie. En hy hulle bestel die goed, en maandag is die geld daar om dit te betaal. Sy geloof wat hy het hy oorgesit in 'n aksie in en gesê, luister, hierdie berg sal ons oorkom, bestel dit. En hy het dit bestel en jy weet, tot op baie stadium het hulle vir al die mense kos gegee. En hulle het voorberei kos vir 25.000 mense, 3 etes 'n dag. Die dag oor die 60.000 mense op. En die komby sê vir hom, luister, jy moet vir die mense sê, die dorpie is nie ver nie. Hulle moet 'n bietjie gaan koop, is nie kos vir 60.000 mense nie. En hy kom op die vertoon, hy sê, hoor die dame sê, julle moet gaan kos koop, ons het nie soveel kos vir julle nie. Maar ek sê vir julle, eet tot julle genoeg gekry het. En sy geloof kom in aksie, en daar was oores genoeg kos vir 60.000, oor die 60.000 mans. En baie van hulle kan eet, hulle probeer nie eet, hulle kan eet. En dit is wat jy geloof het. As jy geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, en jy sê, jy het 'n aksie agter dit, dan lewer dit vrug op. George Muller, die grootste man wat met geloof te doen gehad het in Engeland, wat die grootste weeshuise gebou het, wat die meeste kinders deur 'n weeshuis gesien het nooit 'n sent gevra nie. Nooit nie. Hy het gaan sit om 'n tafel, dan is daar niks kos in hy plek nie.
dan sit hulle om leeborde, dan bid hulle en sê dankie Here vir die kos. Dan is daar 'n klop aan die deur. Dan is dit die brood, ouens wat brood verkoop het te veel brood. Dan is dit die melk ouens wat melk aflewer. Sy wiel het uitgeval net voor die plek. Die melk gaan suur word en skenkel dit in die kinderhuis. Nooit het hy ooit gevra vir geld nie, maar hy sê geloof in aksie gesit deur om God te vertrou en net te doen. Baie keer van ons verwag, die Here moet vir ons goeders doen, maar ons wil nie optree in die geloof nie. Ons wil nie begin beweeg nie. Romeine 10:17. Geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor uit elke woord wat God gepraat het. Geloof, hierdie Bybel is die woord van God, maar dit is die Logos woord, dit is die geskrewe woord. As jy in die Here indelwe, en jy begin hierdie Bybel ondersoek, hierdie woord van God ondersoek, en jy lees hom, dan kom jy op 'n stadium, dat hierdie Logos woord, rema word in jou hart. Dat is dit asof God self met jou praat, het hierdie Logos woord. Hierdie woord van God word vir jou 'n lewende woord en jy kan begin dink aan dat my geloof groei omrede God praat met my. Hy het vir my al dinge gesê, dan gebeur dit so. In die ou Pinkster mense kan jy maar aan dink aan pastore wat moes van die een dorp na die ander dorp toe gaan en hy het nie vervoer nie. En die Here sê vir hom loop. En hy ken hierdie stem. En hy glo in hierdie stem. En hy begin loop. En hy die telefoonpale begin so verbygaan. En toe staat hy voor die plek. Dis 'n geloof wat hy in die stem het. En hy begin loop. Dit is, ek weet nie hoe ver is dit nie, maar is 'n paar 100 kilometer wat hy moes loop. En hy doen dit in 'n paar minute of whatever. Het hy deurgegaan. 'n Pastoor, ek kom in die Kaap en hy moet in die Natal en hy moet gaan preek aan die oorkant van die rivier en die vloed. En die vloed stroom, die bruggie is toe. En die Here sê vir hom, loop op die water. En hy sê, sit sy voet, maar hy het geloof. En hierdie stem wat met hom praat, want hy ken die Here. En hy sit sy voet op die water, toe hy sy voet op die water sit, toe sit hy dit op die ander kant van die wal. Né? Dis geloof. Hy het sy geloof gevat en dit aksie gemaak. Baie keer wil ons dit nie aksie maak nie, ons dalk bang, maar dis omdat ons geloof nie regtig op toets gekom het, soos wat dit nou is nie. Ons kry swaar, ons sukkel partykeer, maar ons wil nie ons geloof in aksie sit nie. Want baie keer is ons bang, sê nou dit werk nie uit nie, sê gaan die mense vir my lag? Nee, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, dan doen jy die ding, die Here sal die res doen. Dis nie name it en claim it nie, hierso is dit geloof wat in die Bybel staan, jy beweeg, God sal saam met jou gaan. Deur jou tyd, deur jou verhoudingsmoeilikheid, deur enige moeilikheid wat jy het, deur seisoene wat ons gaan, wat ons ook al het. Daai geloof in die persoon wat ons geleer ken het, soos wat die skrif sê, hy sal jou deurtrek deur hierdie dinge. As jou geloof lewend is, praat dit. Dis nie 'n stil gebed wat die berg skuif nie. Jy kan bid, jy kan doen wat jy wil, maar as jou gebed in aksie oorgaan, jy begin praat, jy begin optree, in dit begin die dinge gebeur. Geloof praat met gesag. Wanneer jy sê berg beweeg, is dit nie jou krag wat die berg beweeg nie. Dis die gesag wat jy in God het. Die naam wat bo elke naam, die gesag wat die Here vir ons gee, omdat ons glo in hom. Dis wat die berg skuif. Jesus se naam gee ons reg, die reg om te kan praat met gesag. Jy hoef nie te sukkel nie. Die Here sê vir jou, praat met jou probleem. Jy het nie 'n gesprek met die berg nie. Baie kere wil ons nou oor ons bergies gesels en eintlik troetel, né? Maar die Bybel sê, praat met hom, beveel hom om te gaan. En hy sal gaan op die gesag wat die Here in jou gesit het, van die Here af. Ons sit
met probleme, en daai probleme kan ons lankal uitgesort het, as ons net aan die Here, die geloof van die Here, so bietjie, soos 'n mosterdsaadjie het. En ons sê vir daai probleem, jy is klaar met jou. En ek dink nie weer daaraan nie, en ek glo, dat ek weet die Here sal dit oplos. Op hierdie ruk terug, het ons back and closure, en dit het moeilik gegaan, en ons het hoeveel keer het ons die back and closure bestraf, né, Bonita, het ons dit bestraf, né, en gesê, jy gaan my ons nie onderkry nie, jy sal ons nie onderkry nie, ons glo dat daar 'n uitweg sal kom, en die uitweg het Vrydag gekom, deur 'n man wat hier verbygery het en my gebel het en gesê, hoor, ek soek jou skaap, ek het hom nie eens gaan soek nie, na die staatsveearts vir my gesê, niks vanuit die gebied uit nie, bel hy my, en sê, ek soek jou lammers, ek sort vir alles. Dis geloof, wat die dinge laat gebeur, en geloof, hoef jy nie so baie te hê nie, maar geloof in ons Here Jesus Christus. Hy is die volëinder van ons geloof. Nee? Die Bybel sê, laat jou woorde wees, soos God se wees. Die woorde wat jy praat met jou probleme of whatever, moet God se woorde wees. God se woorde sal nie iets sleg maak of iets afbreek nie. God se woorde sal het skepingskrag. Hy skep dinge vir jou. Hy skep mooi goeders. Ons het so gehoor dat die Here wil net vir ons goeie goed doen. Dit is sy hart vir ons. Maar jy moet met die God se woorde in jou hart, met so 'n bietjie geloof, kan jy vir hom sê, God het gesê, laat daar lig wees. God se woorde moet my woorde wees. My woorde moet God se woorde wees. Dan sê ek oor 'n dooie situasie, luister dooie situasie, jy gaan nou begin lewe. Besigheid, jy gaan nou begin optel. By huwelik, jy sal nou begin regkom. Nou, praat met hom, sê vir hom, enig iets wat fout is, praat dit en proklameer dit in die naam van die Here Jesus. Daar's 'n mag en 'n krag wat hy vir ons gee om dit te kan doen. Is dit nie so nie? As jy net met God praat oor jou probleem, né, gaan niks gebeur nie. Jy moet met jou probleem begin praat. Sê vir hom, ek het 'n God, en so. As 'n spreekwoord wat sê, moenie vir God sê, hoe groot is jou probleem nie. Sê vir jou probleem, hoe groot is jou God. Né? Dis wat ons moet heeltemal 'n mindshift kry. Partykeer voel dit vir my so of mense in 'n gat wil sit. En soos ek net ook gesê het, almal sit hulle probleme op 'n hoopie en dan praat ons lekker almal, dan voel ons almal baie beter dan die. My probleem is groter as joune, né? Geloof werk deur aksie. Jakobus 2 vers 17. Geloof sonder werke is dood. Né? Wys my jou werke en ek sê vir jou geloof. Wanneer jy praat, wys dit deur om geloof en aksie oor te sit. As jy met jou probleem praat, sê vir hom, luister, ek sal oorwin. Ek sal gesond word. Ek sal vrykom van dit. Ek sal oorleef. My besigheid sal floreer. My huwelik sal opstaan. My kinders sal die Here begin dien. En begin dit praat, sê vir dit, dat dit so gaan wees. En die Bybel sê, as jy so 'n bietjie geloof het, sal dit so wees. Ons hoef nie bang te wees nie, want God is 'n waarmaker van sy woord. Hy het dit vir ons gesê, ons hoef nie te twyfel aan nie. Soms wag ons vir God om iets te doen. Ons praat en ons bid en sê, Here, dit en dit en dit, maar ons doen self niks nie. Maar hy wag dat ons geloof in aksie sit om met hy probleem op te los in sy naam. So al het jy 'n mosterdsaadjie geloof. 'n Mosterdsaadjie is so groot, dis die kleinste van al die saadjies en hy word 'n boom. Né? Dis 'n baie klein geloofie, maar dit moet in aksie kom. Ons moet dit begin doen. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy kan doen wat jy wil, as jy nie geloof het om te begin loop nie, om te begin iets doen nie, sal dit nie gebeur nie. Almal van julle glo dat op die stoel wat julle sit, sal julle dra. Né? Jy het geloof in daai stoel. Jy het dieselfde geloof in God.
om te sê, Here, U het gesê, jy maak vir my 'n weg in 'n woestyn. Jy maak vir my 'n waterstroom in 'n wildernis. Glo dit, hy het ons beloof. Glo dit en reageer daarop. Al glo jy dit hoeveel keer, maar jy dit nie, dit vat vir jou nie. Is dit maar 'n dooie geloof wat nie voete het nie. Staan op uit jou slaaptoestand en begin lewe, sodat God jou kan help. As ons net dink, baie van ons sit sonder werk, sonder enige baie goeders wat ons nie het nie. En ons sit en ons bid. Dit het al mense al gesien en dis 'n grappie nou maar oralster. In die oggend bid hy vir werk en die middag kom hy dan bid hy, dankie Here, ek het nie werk gekry nie. Jy hoor, dis geloof wat in die regte rigting toe moet gaan. Staan op uit jou slaap uit. Staan op uit daai toestand in waar jy is. Die Here is daar, hy wil ons help, hy het ons wenners gemaak van die begin af. Hy het nêrens in die Bybel gesê, maak losers nie. Nooit nêrens nie. Is omdat ons nie 'n geloof het, nie een so groot soos 'n mosterdsaadjie nie, omdat dit met ons gaan soos wat dit gaan. Waar is John die geloof wat John G. Lake gehad het? Toe hy was 'n biljoenêr gewees, als weggegee het en Suid-Afrika toe gekom het. Waar is daai geloof? Het ons dit nog by ons? Toe in Johannesburg intrek, toe stap hy van die trein afklim in Johannesburg, stap hy in 'n vol gemeubileerde huis in. Omdat hy geloof gehad het. Hy het nie geld gehad, die mense. Hy het alles in Engeland weggegee, in Amerika. En hy het oorgekom in geloof, en hy het 'n huis gekry. Waar is Smith Wigglesworth se geloof? Smith Wigglesworth, iemand bel hom en sê, hoor, die seun is besig om te sterf. Hy sê, hoor hierso, ek sal daar uitkom. Sit langs hom klere aan neer, wat hy moet aantrek. Hy kom daar's nie klere nie. Hulle sê, maar die kind is dood. Hy sê, luister, ek gaan nou daai ander mense besoek. Maar as ek terugkom, soek ek klere wat hy moet aantrek langs sy bed. Toch, die mense is nou aanklik af kwaad vir hom, en Smith Wigglesworth gaan, en hy kom terug, maar hy het klere uitgepak, wat hy moet aantrek. Smith Wigglesworth gaan in die kamer, en dis feite hier, die mense, is nie opgemaakte stories. Gaan in die kamer in, en na 'n sekere tyd, kom die seun uitgeloop met die klere aan. Toe hulle ingaan, toe lees Smith Wigglesworth nog omtrent 'n dag om die krag van die Here in die kamer. Maar hy het geloof gehad. Smith Wigglesworth het geweet presies wie sy backup. Né? As jy vir Multigreen werk en dan het jy 'n backup om te sê, luister, ek kan soveel ton lewer. Nee, ek het die werkspan agter my. Ek het die hele multibestuur agter my. Ek het hele VKB groep, een van die grootste groepe nou in Suid-Afrika, het ek agter my. Hierdie ouetjie kan 'n bestelling skryf en sê, my groep sal dit doen. Ek skryf hy bestelling uit vir jou. Weet dit. Dis wat Smith Wigglesworth gehad het. Hy het nie hy het net een boek gelees en dis die Bybel, hy kon nie skryf nie. Maar hy het geweet wie sy backup. George Muller wat ons net van gepraat het. Hy was nie 'n ryk man nie, hy was 'n arm man, maar hy het net al wat hy geweet het, dat hy in sy geloof moet lewe. Dat hy sal sy geloof in aksie moet sit en dit moet reg sit en hy het die vertroue wat hy het in die persoon wie hom backup. Selfde met ouma Fraser. Haar kerk is oor die hele wêreld. Ou tannetjie van Benoni. Wonders gedoen, omdat sy geweet het wie haar back. Wie agter haar staan. Is dit nie so nie? Dis nie jy nie. Jy kan absoluut niks doen nie. Maar as jy 'n klein geloofie het, so groot soos 'n mosterdsaadjie, staan die Here homself agter jou en hy sal nie sy woord drop nie, wat hy vir ons gesê het. Hy sê dit vir ons. As jy vir daai probleem sê skuif, sal hy probleem skuif. Glo ons die Here? Ek hoor niks nie. Daar sê. So wat ek wil sê is, begin lewe spreek oor dooie situasies. In Jesegiel vat die Here die profeet na 'n vallei van net bene is. En die Here sê vir hom, kan jy bene lewe? Hy sê net u kan.
Hy sê nie vir Jesegiel gaan plak die bene aan mekaar nie. Hy sê profeteer oor die bene. Praat met hierdie bene. Laat hulle vir jou luister. En hy sê bene kom by mekaar, die bene kom by mekaar en daar vlees oorgegroei en later het die gees van die Here oor hulle gekom. Né? Jesegiel het gesê en gedoen wat die Here gesê het. En die Here het vir ons hierso klaar gesê, as jy vir jou probleem sê, skuif, sal dit skuif. Ons geloof moet net so groot wees soos 'n mosterdsaadjie en ons moet doen dit wat die Here vir ons sê. As ons vandag wil iets doen, staan op as ons swaar kry, staan op en gaan soek werk en begin beweeg soos hierdie ouens wat ek nou genoem het. Hulle geloof in aksie gesit het. Gaarhoenders vlieg nie rond met mes en vurk in hulle rug nie. Dit werk nie so nie. Jy sal moet jou geloof in aksie sit om by daai hoenders uit te kom. Is dit nie so nie? Amen. Prys die Here.